resepte vir die lewe uit die woord uit. Ons eerste resep kom uit Matteus 15 en Markus 7 en dit gaan oor die Siro-Fenisiese vrou of Kanaanitiese vrou, soos versekerde vertalings praat, wat op 'n dag by Yeshua kom en dan roep sy uit, my meester, seun van Dawid, my dogter word erg deur 'n demoon gedryf. En sy kom na hom toe vir hulp vir haar dogter en sy roep uit en die disippels keer haar en selfs hy sê, maar ek het gekom vir die huis van Israel. En dan sê sy, my meester, help my. En dan sê hy, maar dis nie goed om die brood van die kinders weg te vat en vir die hondjies te gee nie. Maar sy is adamant, sy sê, maar my meester, selfs honde eet van die krummels wat van hulle basiese tafels afval en hulle leef. En dan sê hy vir haar hierdie wonderlike woorde, jou geloof is groot. En dit sal vir jou gedoen word soos jy wil. En dan is haar dogter van daardie oomblik af genees. Nou ons sien nêrens hierdie vrou se naam nie. Ons nie in een van die verklarings nie in een van die vertalings nie. Al wat ons van haar weet is dat sy 'n vrou was wat Jesus haar meester genoem het. 'n Vrou wat eintlik 'n heidense vrou was. En die resep gaan vir ons oor dat so baie van ons in hierdie tyd wonder, wat is die doel van ons lewens? Wat is hoekom is ons hier? Ons struggle met, het ek 'n bediening? Het ek nie 'n bediening nie? Wat is my doel? Wat is my purpose? Daar's onlangs mos 'n boek geskryf, paar jaar terug, oor purpose driven life, dat ja, baie van ons het dit, maar daar's so baie ouens wat sukkel met hierdie ding van, ek het nie, wat is my doel? Hoekom het God my geskape? Hoekom het hy my in hierdie spesifieke tyd op aarde? En die resep wat ons uit hierdie vrou se lewe uitkry is, glo. Sy het geglo. Daai een spesifieke daad van haar het nie net haar dogter se lewe verander en haar lewe verander nie. Die omstanders was getuies van haar daad van geloof. Die ouens by die huis was getuienis van wat haar geloof gedoen het. En vir 200 jaar plus is hierdie vrou se getuienis, haar doel was net om haar getuienis te kom uitspreek en te sê, ek weet, u kan dit doen en ek gaan nie ophou om u aan te roep nie. Jy sien, en jou doel op aarde is dalk nie om die grootste naam te hê, wat al buitekant uitstaan, iewerste en almal weet van wie jy is nie. Jou doel op aarde is dalk net deur te glo. In hierdie tyd net vas te hou aan die God wat wonderwerke doen. Die Yeshua, wie se naam die naam bo alle name is. Jou getuienis en jou geloof maak dalk dat ander ouens om jou en jou nageslag na jou sal glo omdat jy geglo het. Die teendeel kry ons in iewerste in die woord van twee vrouens. Ek weet nie eens waar dit staan nie. Wat ek wel weet is, hierdie twee vrouens se name staan al vir 2000 jaar. Staan hulle bekend as die twee vrouens wat oneenigheid gebring het in 'n gemeente, want Paulus spreek hulle aan en hy sê vir hulle, Euodia en Syntyche, hou op om strife te veroorsaak. Hou op om oneenigheid te veroorsaak. Nou, I mean really, jy kan kies of jy naamloos sal aangaan, maar jou geloof is bekend. Jou geloof staan vas. Of jou naam kan bekend wees vir die feit dat jy strife veroorsaak. Wat is jou doel, my boetie, my sussie? Jou doel is om God te vereer deur jou geloof, om vas te staan. Dis die resep wat hy vir ons gee. Mag julle 'n wonderlike dag hê. Rus in sy genade en in sy liefde in hierdie tyd. Shalom.